Goeiemiddag aan almal. Ja, ek wil graag 2 drome deel wat Vader vir my gegee het op die 1ste en die 2de Maart. Onthou die aanval, die Amerikaanse Jode aanval, die Joodse staat, die IDF aanval was op die 28ste Februarie 2026. Nou, vandag is die 7de Maart 2026 en ek deel met jou die 2 drome. Op 1 Maart, die nag van 1 Maart, sê Vader vir my, gaan kyk mooi, Elvis Presley en Billy Joel het 2 liedjies gemaak oor the blues. Nou ja, ek hou van Elvis Presley, maar ek is nou nie so vreeslike fan nie, dis voor my tyd. Ek is gebore in 1969. Nou ja, so dit is met 'n rukkie wat ek nou gaan soek het. Nou Elvis Presley het 'n liedjie gemaak, GI Blues. Ja. En dit was toe hy nog baie jonk was, toe hy gestasioneer was in Duitsland. En dit gaan dan nou oor dat die Amerikaanse soldate het blues, hulle wil eintlik huis toe gaan, die kos is sleg, die situasie is sleg, hulle wil nie daar wees nie. En toe gaan kyk ek, Billy Joel het ook 'n liedjie gemaak, ek het rukkie gesoek om hom te kry, All American Blues. En dan sing hy hier, hy sê, I sing about with those ex-presidents blues while I made a mess out in Vietnam. So hy praat hier, ons het al 2 liedjies wat gaan oor oorlog, hoe die oorlog 'n mislukking was, hoe die Amerikaanse populasie blues het, en daar is 'n depressie oor die volk, dat die Amerikaanse soldate die blues het, dat daar 'n depressie is oor die volk, dat hulle moraal baie laag is, ja. Nou, hierdie het maar alles te doen met wat ek voorheen gesê het, ons is op pad na die verwoesting van die VSA, die VSA is die 7de kop van die dier van Openbaring 13 en sy tyd is om. Hy sal 'n kort rukkie regeer, sê die Bybel, en dan is sy tyd om. En, nou ja, en ons sien op hierdie stadium, dis nou 'n week later, die VSA het nou erken, die oorlog gaan nou nie so maklik oor wees nie. Hulle het gedink het sal 'n vinnige storie wees, en toe is dit nou nie. En ons is 7 dae verder, nou waar hulle die missiele gaan kry, die Amerikaners en die Jode, om te probeer terugveg, en te probeer hierdie interceptor missiele te skiet, want daar's niks wat hierdie missiele en hierdie drones kan keer wat inkom nie, niks, daar's niks nie, daar's nie 'n Iron Dome nie, daar's nie 'n Golden Dome nie, al hierdie goed wat hulle so aan die mense verkoop het, is 'n klomp twak. Dit werk nie. En die Iraneese is besig om dit vir hulle te wys. Nou ja, soos ek sê, ek dink daar's 'n baie goeie kans dat die Joodse staat maklik sal oorgaan tot die gooi van 'n atoombom. So ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Nou op 2 Maart, dit was die Sondagnag, kom Vader na my toe en hy gee vir my nog 'n droom. So ek het 2 aande na mekaar 'n drome gekry oor hierdie krisis in die Midde-Ooste en dit bevestig mekaar. En dit is dan nou 2 keer gesê, die skrif sê, as iets 2 keer aan jou herhaal word, as 'n droom 2 keer herhaal word, dan is dit nou nogal vasbesluit en dit sal uitgevoer word. Dit sal gou uitgevoer word. Gaan lees maar die verhaal van Josef, wat hy sê vir die Farao. Nou ja, die tweede droom, op 2 Maart sê hy vir my die volgende. Hy sê vir my, gaan kyk na die Psalm van Anwar Sadat. Nou, Anwar, ek moes gaan oplees. Anwar Sadat was baie lank president van Egipte. Hy was 'n baie belangrike figuur. Hy was betrokke by die 1973 oorlog teen die Jode om die Sinaï woestyn terug te vat. En hy was ook betrokke by die vredespoging, die vredesluiting tussen Egipte en die Jode staat hier om en by 1977. Maar ek kon nou nie verstaan nie, ek het gaan kyk na die betekenis van die name, dit maak nie sin nie. Ek het gaan kyk, wat is 'n psalm, is 'n ode, dis 'n gedig, dis 'n profesie, goed. En ek gaan vra toe die internet, die frase, Psalm by Anwar Sadat. En hy het onmiddellik het hulle vir my die oplossing uitgegooi. En dit is as volg, op 20 November, luister mooi, op 20 November 1977, het Anwar Sadat, die enigste Arabiese leier wat dit ooit kon doen,
die Knesset, die Jode parlement, toegespreek. Nog nooit voorheen het dit gebeur nie, en dit het nog nooit weer daarna gebeur nie. Was seker onder geweldige druk van die FSA. En hy het hulle toegespreek, en hy het aan hulle 'n versie voorgehou. Nou, hy is 'n moslim. Die Jode, wel hulle sê hulle glo die Tanakh, die Ou Testament. Nou, wat het hy dan aan hulle voorgehou? Hy het aan hulle voorgehou Psalm 28 vers 3. En dit is die enigste, of een van die min versies, wat in die Moslem Bybel, die Koran, dieselfde is as in die Ou Testament. Die moslems gaan van die standpunt af uit dat ons psalms is gekorrupteer, maar hulle die ware psalms, maar hierdie een versie is presies dieselfde by ons Ou Testament, sowel as by die Koran. En ek gaan vir julle die versie lees, want dit is 'n profesie. Hy het vir hulle gesê, tydens hierdie hele toespraak, ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. So dis die versie wat hy aan hulle voorgehou het, en dis 'n profesie wat hy hulle eintlik gegee, dis 'n profesie wat uitgespreek is. En dit gaan daaroor dat die FSA en die Jode spreek vrede, en terwyl jy besig is met vredesonderhandelinge met hulle, of jy nou Hamas is, en of jy Iran is, en of jy die Russe is, dan kom hulle agteraf en hulle voer aanvalle op jou uit. Die Amerikaners het dit gedoen met die Russe, ten minste een keer. As dit nie 2 keer is nie, nou net weer gaan kyk. En die FSA het dit nou weer gedoen met Iran, hulle het dit 2 keer met Iran gedoen. Die Jodestaat is daarvoor bekend dat niks, geen ooreenkoms met hulle, kom hulle na nie. Nie 'n wapenstilstand nie, nie 'n vredesooreenkoms nie, hulle kom niks na nie. So hulle spreek van vrede, maar daar is kwaad in hulle harte. En dan gaan die Psalm verder. Hy sê, gee hulle na hulle dade en na die boosheid van hulle handelinge. Gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade. Omdat hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Nou ja, so hierdie profesie is uitgespreek. Onthou partymal gebruik God klippe, en hy gebruik 'n donkie, sien dit in die Ou Testament, om iets uit te spreek wat niemand anders bereid was om uit te spreek nie. En in hierdie geval het hy Anwar Sadat gebruik om 'n profesie uit te spreek wat ons in hierdie tyd in vervulling sal sien gaan. En dit gaan natuurlik lei tot die Derde Wêreldoorlog en 'n totale verwoesting van die Midde-Ooste. Maar nou ja, ek is hier om jou in te lig, ek is nie hier om jou te oortuig nie. Mettertyd sal dinge vir jou duidelik raak.